Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Ons praat vir die laaste week bietjie oor drome en ek gaan net algemene praktiese beginsels gee vir jou om 'n droomlewe te leef. En van hierdie beginsels gaan baie keer klink, maar dit kontradiek mekaar. Maar dis juist die manier hoe die Bybel geskryf is, né? Daar is altyd die twee kante. Daar's iets van balans, né? Daar's iets van die regte manier. Die regte manier is nie alikant die kant toe nie, maar ook nie alikant daai kant toe nie. Dis hier iewers in die middel moet jy luister na wat God sê. Hoor wat sê Spreuke 24:6. Jy gaan maak eers oorlog nadat jy goed beplan het. Oorwinning kom wanneer daar baie raadgewers koppe by mekaar gesit het. Nou die beginsel is, jy moet 'n dream team om jou hê en jy moet inligting inkry, raadgewers en goeie besluite neem. Moenie oorhaastig wees nie. Maar net gister se beginsel het Petrus op water geloop. Wat dink jy wat sou gebeur het as Petrus eers 'n vergadering gehou het? En wat dink julle met 'n klim, met 'n kop water? Almal sal sê, weet jy, logika, fisika, al hierdie goed, nee, jy gaan sing, So, jy sien wat ek sê, daar's altyd twee kante van 'n saak. Ja, doen al die navorsing wat jy kan. Ja, kry 'n dream team om jou en praat saam en leer by mekaar en al daai goed. So, yes, jy het dit nodig. Goeie besluitneming, goeie wetenskap, goeie slim ouens. Jy het ouditeure, prokurere, wat noem jy dit? Al hierdie besigheidsmanne se wysheid en kennis om jou nodig. Maar terselfdertyd het jy geloof en boldness nodig. So, hoe kry 'n mens hierdie balans? Waar lê die antwoord tussen al hierdie dinge? Ek dink in 'n gebedslewe, ek dink in 'n verhouding met die Here, ek dink in aanhoudende kommunikasie, ek dink in teruggaan na mekaar toe en sê, maar ek glo, ek vertrou, ek moet, ek gaan, ek waag. Ek dink dit vat baie intieme worsteling met die Here, met jou vriende, om by die wil van die Here uit te kom. Dis nie 'n maklike pad nie, maar dit is die moeite werd. Kom ek bid dit vir jou saam. Hemelse Vader, help ons met hierdie balanslewe, hierdie lewe van kry raadgewers om ons en doen goeie navorsing en kry al die feite en neem wyse besluite en terselfdertyd die geloof om op water te loop. Dankie daarvoor, Here. U sal ons altyd help. U is getrou. As ons bid, as ons smeek, as ons vra, as ons vertrou, U is getrou en U sal altyd ons lei op die beste pad, die naaste pad aan wat U wil vir ons lewens is. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.